Hierdie boodskap na jou toe gebring deur Skatte in die Hemel. Gaan sluit graag by ons Facebookgroep aan vandag. Vandag se skriflesing kom uit Matteus 21 vers 9. En die skare wat voorgeloop het en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê: Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemele. Vandag se boodskap is getiteld Wispelturige volgelinge. As jy enigstens sport volg, dan weet jy dat sportondersteuners kan verander soos die weer. 'n Span se topspeler kan 50.000 juigende stemme hoor as hy of sy goed doen, of 50.000 uitjouende stemme hoor as hy of sy aanjaag. Sportfigure kan maklik tot 'n val kom, omdat mense wispelturig is om die een te volg wat hulle goed laat voel, maar tog bereid is om teen dieselfde persoon te draai as alles nie goed gaan nie. Die skrif bevat 'n voorbeeld van wispelturigheid wat baie meer ernstiger is. 'n Groot menigte mense in Jerusalem het Jesus geprys, vereer en toegejuig toe hy die stad binnegekom het op die rug van 'n donkie. Maar net 'n paar dae later kon sommige van dieselfde mense in die skare gewees het om vir Jesus 'n kruisiging te roep. Sondag aanbid hulle hom, maar Vrydag wou hulle hom nie meer by hulle hê nie. Moenie laat ons wankelrig in ons verhouding met die Here wees nie. Soms aanbid ons Jesus met ons hele hart op Sondag, maar die volgende dag leef ons asof sy teenwoordigheid indringerig is. Of op Sondag vertel ons hom hoe lief ons hom het, maar dan misluk ons om aan hom gehoorsaam te wees die res van die week. Moenie 'n wispelturige volgeling van Jesus wees nie. Aanbid hom elke dag, nie net op Sondag nie. En onthou, om God te loof en prys moet 'n voltydse ondervinding wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help ons om U heelhartig te loof en prys elke dag van ons lewens, en nie net op Sondag nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. As jy soortgelyke boodskappe wil ontvang Maandag tot Vrydag, sluit aan by ons WhatsApp broadcast groep. Stuur net jou nommer na 072 581 2973.